dit wat ek vanoggend met julle wil deel. As jy die openbaring daarvan gaan kry, van dit ook julle lewe verander. Dit is 'n belofte. Dit gaan jou hele lewe verander. Maar jy gaan moet die openbaring daarvan kry. En ek bid Here vanoggend, soos dat ek hierdie woord bedien, dat hierdie mense die openbaring sal kry van wat U vanoggend met hulle wil deel en vir hulle wil sê. Here, ek weet, U wil hê dat hulle in oorwinning moet leef. En Here, U wil vir hulle leer hoe dit moontlik is. En daarom vra ek Here dat U in hulle harte 'n openbaring vanoggend sal gee van U woord. Van U woord. Kom ons gaan lees Lukas 17 vers 20. En toe hy deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Vers 2, volgende vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier, of kyk daar, nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Dis die openbaring wat julle vanoggend moet kry. Gaan vra dat Pieter vir my daai skrif op die bord los die hele tyd. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Een ding wat jy moet verstaan, Jesus het nie net gekom om jou te red nie, maar toe hy jou gered het, het hy sy koninkryk binne in jou kom sit. Dit is iets wat jy moet verstaan. Dit is 'n openbaring wat jy moet kry. Nou vir eeue het mense die koninkryk van God gesoek, asof dit 'n ver afgeleë plek is. 'n fisiese plek, of 'n toekomstige gebeurtenis wat moet plaasvind. Baie het gedink die koninkryk is in die hemel en wag vir ons om te kom. Hoeveel van julle dink die koninkryk is in die hemel en God wag vir ons om te kom? Ander het geglo dat die koninkryk sal kom wanneer die wêreld eindig en wanneer Jesus terugkom en wanneer een of ander groot gebeurtenis moet plaasvind. So almal wag dat Jesus moet kom. Dat hierdie groot gebeurtenis moet plaasvind sodat die koninkryk kan kom. Die Fariseërs wat hier praat, die Fariseërs is die een wat hom die vraag vra. Nou die Fariseërs, dit was die destydste godsdienstiges. Hulle het verwag dat die koninkryk op 'n sigbare, politieke en aardse manier sou kom. Daarom sê Jesus vir hulle, die koninkryk van God kom nie met 'n sigbare teken nie. Maar hulle het verwag dat dit sou kom op 'n sigbare, 'n politieke, 'n aardse manier. Hulle het gedink dit sou kom met 'n weermag, met krag, wat die ontwerping van Rome sou bring. Die Fariseërs het geglo dat die Messias 'n fisiese regering sou vestig, wat Israel tot oorheersing sou herstel. Israel sou Rome oorvat en Israel sou heers as die mighty power.
Maar Jesus het hulle misverstand reggestel. Hy het daardie ingesteldheid in een sin vernietig. Toe hy dit duidelik gemaak het, dat die koninkryk van God nie iets is waarvoor jy moet wag nie, maar dat die koninkryk van God binne in jou is. Sê agter my aan, die koninkryk van God is binne in my. Amen. Jesus het vir hulle gesê, dat die koninkryk nie kom op 'n manier wat met fisiese oë waargeneem kan word nie. Kan ek waarneem hoe die koninkryk van God binne in jou kom? Jy kan dit nie met 'n fisiese oog waarneem nie. Dit gaan nie oor aardse trone, geboue of instellings nie. Dit gaan nie oor politieke mag of militêre krag nie. Jesus het gesê, toe Pilatus daarvan toe sê, as ek nou vir God sê, stuur hy hoeveel? Weermagte. Maar dis nie die koninkryk, dis nie hoe God sy koninkryk skep nie. Dis nie hoe God sy koninkryk bepaal het nie. In plaas daarvan is die koninkryk van God reeds binne in mense wat glo. Amen. Yes. Binne in gelowiges. Yes. Vanoggend het jy verklaar dat jy 'n gelowige is toe jy van die brood en die wyn geëet en gedrink het. Want dit is 'n verklaring dat ek bely, ek is 'n gelowige. Daarom praat ek met jou. As jy van hierdie tafel gebruik het, en jy verklaar jy's 'n gelowige, dan praat ek vanoggend met jou. Hierdie een waarheid wat jy moet verstaan, dat die koninkryk binne in jou is, het die vermoë en het die krag om jou lewe heeltemal te verander. As jy verstaan dat die koninkryk nie 'n plek is waarin jy gaan nie, maar 'n krag is wat binne in jou woon. Die koninkryk is nie iets buite ons nie, die koninkryk is iets binne in ons. Sê weer agter my aan, die koninkryk van God is binne in my. Jy gaan dit 'n paar keer sê vanoggend, want ek wil as jy hier uitstap vanoggend, dan glo jy die koninkryk van God is binne in jou. Amen. Yes. Weet julle, vir hoeveel jare? Vir hoeveel jare het ek na iets gesoek? Ek wou God se gesag geopenbaar sien. Ek wou God se krag geopenbaar sien. Ek wou God se teenwoordigheid voel. Yes. Amen. Ek wou God se heerskappy in die kerk sien. Yes. En weet julle vir hoeveel jare het ek dit gesoek? Ek het die koninkryk van God gesoek. Ek het deur die skrifte gegaan en ek kon die koninkryk nie verstaan nie. Totdat die Here vir my 'n openbaring gee. Totdat die Here vir my wys, Emmy, en ek besef en ek ontdek vir die eerste keer dat dit waarna ek gesoek het nog die hele tyd binne in my is. Ek soek, maar dit waarna ek soek is binne in my. Die krag waarna jy soek, die verandering wat jy begeer in jou lewe, die deurbraak waarvoor jy bid, kom nie van buite af nie. Maar deur God self is dit binne in jou gesit. Die volheid van sy koninkryk. Jy wag nie vir die koninkryk nie, die koninkryk wag vir jou.
So baie van ons sit en wag vir die koninkryk, hierdie mense wat net ingestel is op die eindtyd. Want al wat hulle dink is hulle wag en wag en wag vir die koninkryk, hulle wag vir Jesus om te kom en Jesus wag vir die koninkryk om te kom, dis jy en ek. Om 'n verskil op hierdie aarde te maak. Die koninkryk van God is binne in jou. Jesus het nie gesê, die koninkryk van God is in 'n kerk. Hy het nie gesê, die koninkryk van God is in 'n tempel. Hy het nie gesê, die koninkryk van God kom later nie. Wat het hy gesê? Die koninkryk van God is binne in jou. Dit beteken dat die heerskappy, die gesag, die autoriteit, die krag waaruit die koninkryk van God bestaan, reeds binne in jou is. Amen. Yes. Ons moet ophou wag vir die hemel as gelowiges. En wag vir seëninge en wag vir deurbrake, wanneer God reeds alles in jou geplaas het. Gelowiges het die gees van God in hulle. Jesaja sê, op gelowiges sal die gees van die Here rus. Jesaja 11 vers 2. Hy sê die gees van die Here sal op gelowiges rus. Wat is daardie gees? Die gees van wysheid, die gees van kennis, die gees van verstand, die gees van raad, die gees van sterkte, die gees van vrees van die Here. Ek ken dit nou goed in Engels, maar ek nou mooi kyk. Die gees van wysheid is wisdom, understanding, knowledge, power, fear of God, counsel. That is the Spirit of God in you. Amen. Dit beteken dat jy nie na buite hoef te kan om God se krag te vind nie. Jy hoef dit ook nie by ander te gaan soek nie. Ek wil net hoor waar beweeg die krag van die Here dat ek so toe kan ry. Jy hoef nie te wag vir herlewing nie. Jy hoef nie te wag vir 'n spesiale gebeurtenis nie of 'n eksterne beweging van God nie. Alles wat jy nodig het om jou doel te vervul en alles wat jy nodig het om in 'n oorvloedige lewe te lewe is binne in jou. Amen. Yes. Kom ons sê weer, die koninkryk van God is binne in my. Amen. Die probleem egter is dat die meeste gelowiges steeds op verkeerde plekke gaan soek na die koninkryk van God. Nou vra jy maar, ek ervaar nie die koninkryk van God in my lewe nie, want jy soek dit op die verkeerde plekke. Plaas van dat jy dit binne in jou soek, gaan soek jy dit waar? Sommige soek dit in godsdienstige rituele. As ek meer godsdienstige rituele toepas, dan sal die koninkryk van God kom. Dis binne in jou. Party verwag, of ander soek dit in kerklike tradisies. Ons moet net nie hierdie kerklike tradisie verander nie, want dan gaan die koninkryk van God nie kom nie. Dit is juist wat in die pad staan, want jy sien nie die koninkryk van God is binne in jou nie. Anders verwag weer dat dit in eksterne systems moet kom, sisteme. Ons moet beter, groter, ons moet aanpas by die wêreld, dat ons dit net so goed soos die wêreld kan doen. En as ons dit so goed soos die wêreld kan doen, ons musiek, ons ligte, ons alles, eksterne goed waarna ons soek, dan sal die koninkryk van God kom.
Ons soek na dit wat reeds binne in ons geplaas is. Die krag van die koninkryk van God is binne in jou. Sê die krag van die koninkryk van God is binne in my. As jy 'n kind van God is, woon God se gees in jou. En waar sy gees is daar volle werklikheid van sy koninkryk. Met waar sy gees is daar 'n volle werklikheid van sy koninkryk. Dit verander alles. As jy die koninkryk binne in jou vind, beteken dit jy het reeds toegang tot goddelike wysheid. Amen. Nou die dag roep my baas my en hy sê vir my, en sal jy asseblief met hierdie vrou gaan deel, en sy is in trane, en ek is met haar in die aand, met haar in die boardroom in, terwyl ons die trappe so opstap, en dink ek, Here, ek is mos nou nie 'n beraader nie. Maar nou hoor wat sê, die gees van raad is in ons. The spirit of counsel. En onmiddellik sê die gees vir my, maar dit is mos nou nie wat ek jou die laaste paar maande geleer het nie. Jy het mos die gees van counsel in jou. Maar ek het nie 'n klou wat ek van moet sê nie. Pragtig, ek het nie 'n klou. En sy gaan sit voor my en dit gaan redelik maar oor haar huislike omstandighede. En sy gaan sit voor my en ek dink, jy praat jy maar lekker. En sy praat so stukkie en sy sê, en ek weet ook nie eintlik eers wat ek moet sê nie. Jy nou weet sy ook nie eers wat ek moet sê nie. En weer sê die gees vir my, you have the spirit of counsel in you. En ek sê, spirit of counsel, give me the advice. En my mond gaan oop. En ek begin 'n pad stap. En haar vrou kom terug en ek sien die verandering. Amen. Yes. Because the spirit of counsel, die gees van raad, het ingeskop in daai oomblik, want hy's binne in my. Die gees van wysheid. Nee, ons weet nie hoe om hierdie situasie in ons huwelik te hanteer, of wat ook al. Kom ons bid vir die gees van wysheid, dat wysheid kom, dat ons dit reg gedoen. Amen. Yes. Dat ons die regte besluite kan neem. Die koninkryk binne in jou is God se krag, is God se autoriteit, is God se mag. Dit is dieselfde koninkryk wat binne in Jesus was. Julle, verstaan julle die revelation daarvan? Verstaan julle die openbaring daarvan? Dat dieselfde koninkryk wat in Jesus was, in jou is? Yes. As daar dieselfde koninkryk wat in Jesus was, dan in jou is, wat Jesus gedemonstreer het hier op hierdie aarde, kan jy ook demonstreer. Toe hy die siekes gesond gemaak het, toe hy die duiwels uitgedryf het. Dieselfde koninkryk wat in Jesus is, het die natuur beveel om aan hom gehoorsaam te wees. Wow! Die natuur beveel, ons gaan iets buite hou, kan ons die natuur beveel om nie vandag te reën nie? Ja, want God het dit binne jou gesit. Jy het die koninkryk in jou. Jy kan beveel dat dit nie sal reën nie. Amen. Yes. Dieselfde koninkryk wat dooies opgewek het, wat die brood en die visse verneder het, wat die storm stil gemaak het, is binne in jou. En ek soek dit vir jare. En is in my. So baie, ek praat nie eers van sondaars nie. So baie gelowiges loop met storms binne in hulle. Hulle leef in vrees.
armoede, mislukkings, tekortkominge, depressie, gebind, vasgevang in denke van verslaandheid, teleurstelling. Dit is hoekom Jesus die boodskap van die koninkryk meer as enige boodskap gepreek het. Gaan kyk maar. Wat is die boodskap wat Jesus die meeste gepreek het? Koninkryk. Wat het Jesus gesê? Die koninkryk het gekom. Waar het hy gekom? Binne in jou en my. Hy het nie gekom om 'n godsdienst te stig nie. Hy het gekom om 'n koninkryk binne in ons te herstel. Hy het gekom om sy goddelike heerskappy terug te plaas, waar dit altyd bedoel was om te wees, en dit is binne gelowiges, dit is binne sy seuns en dogters, dit is binne sy mense. Dit is ons. Gewas deur die bloed, gereinig. Deur hom het ons hierdie voorreg om sy koninkryk in ons te laat tot stand kom. Kom ons sê weer, die koninkryk van God is binne in my. Ek wil hê vir die res van hierdie maand moet jy dit elke oggend verklaar. Die koninkryk van God is binne in my. Die rede waarom baie gelowiges verslaaf, gefrustreerd en magtelose lewens lei, is nie omdat God nie aan hulle krag gegee het nie. O, maar ek het nie vraag vir God gekry nie. Nou wat? God het sy gees aan. God gee sy gees aan elke gelowige. Hy maak nie uitsondering nie. Hy gee nie meer vir my en minder vir jou nie. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het. Daardie krag is sy Heilige Gees. Jesus het 'n belofte gemaak toe hy gesê het in Handelinge 1 vers 18. Wat het hy gesê? Hy het 'n belofte gemaak. Hy het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Maar hier is die probleem met gelowiges en met myself. Vir jare, met ons almal. Ons het nooit die openbaring gekry van sy koninkryk binne in ons. En ons het dit nooit geaktiveer nie. Dit het daar gelê, dormant, maar ons het dit nie geaktiveer nie. Wat bedoel ek by aktiveer? In aksie gesit. Dis wat aktiveer is. Ons het dit nie in aksie gesit nie. Ons laat maar toe dat die duiwel oor ons loop. Ons laat maar toe dat probleme kom. Ons laat maar toe dat siekte ons oorval. Ons aktiveer nie die krag en die wysheid wat God in ons gesit het nie. Jy moet na binne kyk en ontdek wat reeds in jou geplaas is. Nie nog na godsdienstige rituele nie na kerklike tradisies nie na eksterne sisteme nie. Ja, ons soek dit ook, dis nice om te hê. Hoekom nie? Maar het gaan nie verandering bring nie. Sorry. Gaan nice wees om te hê, maar het gaan nie verandering bring nie. Wanneer jy jou denke begin verander van 'n godsdienstige ingesteldheid, julle sal julle verbaas hoeveel gelowiges is godsdienstig. Ek het myself getoets en ek het aan godsdienst in myself gesien, wat ek soos onkruid begin uittrek het, uit my lewe uit. En gevra, Here, as daar nog 'n onkruidsaadjie is en hy wil opkom, laat ek hom ook uittrek. Trek daai godsdienstige saadjies uit. Wanneer jy
jou denke verander van 'n godsdienstige ingesteldheid na 'n koninkryks ingesteldheid, verander alles in jou lewe. Dit kan ek jou waarborg. Ek kan 'n check daarvoor uitskryf, ek sal my hand daarop sit. Wanneer jy jou identiteit in die koninkryk ken, hou jy op om soos 'n bedelaar te leef. En begin jy loop soos 'n seun en 'n dogter van die koning van alle konings. Die Here van die heelal. Alles behoort aan hom en alles behoort aan jou, maar jy aktiveer dit nie. As jy daai identiteit van die koninkryk van God binne in jou besef, dan hou jy op om soos 'n slagoffer te bid. Jy begin met gesag te verklaar. Dis nie me en my en I. Ek praat nie van daai nuwe beweging nie. Ek praat van die koninkryk van God in jou besef. En besef wat se mag en autoriteit jy het. Onthou, een van die geeste is vrees vir die Here. Jy doen niks sonder vrees vir die Here. Want as jy vrees vir die Here het, sal jy nie arrogant raak in jou gebed. Of in jou autoriteit, of in jou mag, of in jou gesag nie. Want jy vrees vir die Here. Dink hieraan vir 'n oomblik. Ek gee jou kans. Dink hieraan vir 'n oomblik. Elke koninkryk het 4 goed. Hy het 'n koning, hy het 'n regering, hy het wette en hy het hulpbronne. Dis waaruit 'n koninkryk bestaan. Ons het baie koninkryke hier op aarde. En elke koninkryk het 4 van daai goed. 'n president of 'n koning, is 'n regering. Ons sien wat ons regering doen. Daar's wette, ons sien hoe wetteloos is ons. Daar's hulpbronne, ons hulpbronne is amper in hulle. Ekskuus Here, maar ons moet bid vir hierdie land. Ons moet bid vir hierdie land. Dis jou as gelowiges 'n verantwoordelikheid vir hierdie land te bid. Jy's in hierdie land. Jy moet hier bid. Nou die koninkryk van God is in jou. Met ander woorde, die koning is in jou. Heel in die begin, toe ek my hart vir die Here gegee. En ek het opgehou met werk. En ek bid een oggend. Sê die Heilige Gees vir my, sê die Here vir my, jy en my en ek en jou. Ek het nog nooit daai skrif in die Bybel gesien, maar ontdek hom toe in Johannes 17. En Jesus bid en hy sê, Vader, soos wat U in my is en ek in U is, laat hulle ook in ons wees. Ek het vir jare dit nie verstaan nie, maar die Here het my so lank gesê. Soms gee hy jou woord en jy verstaan dit vir jare nie. Maar op 'n dag toe verstaan ek wat dit beteken, U in my en ek in U. En in hierdie laaste paar maande van September af, is die Here besig, want jy sien ek het die regte vrae begin vra, en die Here het die regte antwoorde begin bring. So as die koninkryk van God in jou is die koning in jou. Geen duiwel kan staan voor die koning van konings nie. Wat het gebeur met die duiwels as Jesus gekom het? Hulle het gevlug. As jy aankom, moet die duiwels vlug. As jy weet wie jy is, as jy jou identiteit in die koninkryk van God ken, sy regering is in jou. Wat beteken dit? Hy regeer jou.
Jy's nie hardkoppig en sê ek sal doen wat ek wil nie. Ek sal maak soos ek wil nie. Dan sy regering nie in jou nie. Dan regeer hy jou nie. Dan wil jy jouself regeer en het dit jou nou al iewers op 'n slegte plek gebring. Dit het my verseker al op 'n slegte plek gebring. Sy wette is in jou. Wat sê die woord van God? Hy sê, wat? As die koninkryk van God kom, sal hy wat doen? Sy wette op jou hart neerskryf. Dis ingegraveer, soos Jesus die eerste keer met sy vinger die wette op daai steen ingegraveer het, wat Moses toe gebreek het, en toe self moes voorskryf. Want dit is, daar is 'n groot boodskap daarin, maar ek gaan nie nou so gaan. Maar Jesus skryf met, God skryf met sy vinger. Nou sê hy het sy wette met sy vinger. Die koning wat in jou regeer, het sy wette met sy vinger op jou hart geskryf. En glo maar, as jy vloek, weet jy, dit is nou nie waar aan nie. As jy steel, weet jy, dit is nie eintlik reg nie. As jy skinder, voel jy maar so 'n bietjie ongemaklik. Hoekom? Want dit is God se vinger wat sy wette op jou hart geskryf het. Hierdie regering het ook hulpbronne. Ons gebruik glad nie daai hulpbronne nie. Glad nie. Ons as gelowiges gebruik nie die hulpbronne wat God vir ons gegee het nie. Hoekom is ons arm? Watter land wat nie sy hulpbronne gebruik, is ryk, wys vir my kind. Dis die lande wat hulle hulpbronne gebruik, wat ryk is. As jy jou hulpbronne gebruik, sal jy nie tekort nie. Jy moet net leer hoe om dit te aktiveer. Jy moet net leer hoe om dit te aktiveer. Die wêreld, luister hierson julle. Luister hoe werk God se koninkryk op vergelyking met die wêreld se koninkryk. Die wêreld werk met skaarste, gebrek, vrees, ellende. Maar die koninkryk van God werk met oorvloed, geloof, krag en oorwinning. Die rede waarom so baie gelowiges sukkel, is nie omdat die koninkryk afwesig is nie, maar omdat hulle dit nie besef dat hy in hulle is en dit nie aktiveer en gebruik wat God, die hulpbronne wat hy jou gegee het, gebruik jy nie. Die wette wat hy op jou hart geskryf het, pas jy nie. Dis die enigste rede waarom jy die koninkryk nie ervaar nie. As die koninkryk van God binne in ons is, hoekom sien ons dit nie in ons lewe werk nie? Die antwoord is eenvoudig. Want dis my vraag. Dit was my vraag. Wat ek vir die Here gesê het, "Ag Here, nou het ek hierdie openbaring, jy's besig om my iets te leer. Wow, ek is opgewonde, maar Here, hoekom werk dit nie in my lewe nie?" En die Here sê dit is eenvoudig. Want alles in die koninkryk van God werk met 3 dinge. Alles in die koninkryk van God werk met 3 dinge. Geloof. Luister hierso, jy moet glo dat God se koninkryk reeds binne in jou is. Dis die geloof. Weet jy, vir soveel jare het ek ook gesoek en gewonder, weet wat is hierdie geloof? Want ek glo in Jesus, ek glo in God, ek glo in die Heilige Gees. Hoe kan ek dan nou meer glo? Maar toe kom die Here en sê vir my, maar dit wat jy moet glo, dat die koninkryk binne in jou is, dit is die geloof wat jy moet kry. Stefanus was nie een van die 12 nie, so jy hoef nie een van die 12 te wees om die koninkryk van God te aktiveer in jou lewe nie. Jy kan maar net just the ordinary one outside wees, maar jy kan dit aktiveer. Jy hoef nie een van die 12 te wees nie. Stefanus was nie een van die 12 nie, maar die skrif sê in Handelinge 6 vers 8, dat en Stefanus was vol van
eerste tekens onder die volk gedoen. Wat was hy vol van? Geloof. Wat het hy geglo? Hy het geglo die koninkryk van God is binne in hom. Hy het geglo hy het hulpbronne. Hy het geglo sy God se wette beteken vir hom iets. Die tweede ding is belydenis. Jy moet jou lewe in lyn bring met God se wil en doen. Wanneer jy jou lewe in lyn bring met die beginsels van die koninkryk, luister hierso. Jy kan vir jouself 'n dingetjie opstel en as jy dit soek kan ek dit vir jou gee. As jy nie plek is vir maar ek vir jou sê jy moet gaan en die beginsels van die koninkryk bietjie begin neerskryf. Daar is beginsels in die koninkryk van God. En as jy nie daai beginsels toepas nie, gaan jy sekere goed in jou lewe nooit oorkom en oorwinning oorkry. So jy moet in die tweede belydenis, jy moet jou lewe in lyn bring, jy moet die beginsels van die koninkryk moet jy vind en doen en jy sal bonatuurlike resultate in jou lewe begin kry. Die derde ding is gehoorsaamheid. Jy moet in gehoorsaamheid aan God se woord wandel om die volle krag van die koninkryk vry te stel. Geloof, belydenis, gehoorsaamheid. Ek sluit af met hierdie gedagte op hierdie weke eintlik. Ons weet dit almal. Die wêreld is in 'n krisis. Regerings faal. Ekonomie is onstabiel. Mense leef in ontsettende vrees en angs en depressie. God het nooit bedoel dat die wêreld, luister mooi, God, moet dit nie by die wêreld soek nie, jy gaan dit nie daar kry nie, ekskuus. God het nooit bedoel dat die wêreld na regerings moet kyk vir oplossings nie. Jy gaan nie jou oplossing in die wêreld kry, of in 'n wêreldse regering nie. Dis nie 'n Trump nie, ekskuus hoor. Dis nie 'n wêreldse regering nie. Hy het bedoel dat die wêreld na die koninkryk van God moet kyk. En waar is daar die koninkryk? Binne in ons. Die wêreld moet na jou toe kom. Jou baas moet jou roep en sê, help hierdie persoon. Die wêreld moet na jou toe kom. Vir hulp, vir kennis, vir wysheid, vir raad. Jy het die regte raad. Jy het die regte kennis, jy het die regte knowledge. Openbaring, krag. Die wêreld het ons wysheid nodig. Die kerk het ons krag nodig. En jou huisgesin het gesag nodig. Maar as jy nie herken en aktiveer wat God in jou geplaas het nie, sal die wêreld in duisternis bly. Kom ons sê vir 'n laaste keer vanoggend, terwyl ons opstaan. Die koninkryk van God is binne in my. Kom ons verklaar dit vanoggend weer en sê, ons verklaar dit, die koninkryk van God is binne in my. Sê agter my aan, sy mag, sy gesag, sy heerskappy, sy wysheid, sy verstand, sy raad, sy sterkte, sy kennis, en ook vrees vir God, is in my. Kom ons begin dit aktiveer, en ons begin 'n force to be reckoned with. Father, I pray this morning in Jesus' name
that these people will get, Vader, dat hulle 'n openbaring sal kry van wie God is in hulle. Here, U wil U kerk gebruik, maar ons gebruik nie ons hulpbronne nie. Ons kyk altyd om ons en ons soek altyd iemand anders te, terwyl ons die een kan wees wat die verskil maak. Terwyl ons die een kan wees wat in autoriteit kan opstaan. Here, ek bid dat U in hierdie week en in elke dag deur elkeen van hierdie persone sal werk en hulle sal leer in Jesus naam. Amen. Ek wil